Ek gaan eers gou voordat my preek begin vasvra hou. So ons gaan 'n bietjie kennis toets. Ariel, waar is Jesus gebore? Goed, na sy geboorte vlug die alle ouers vir hoe lank weg? Hoe lank? Kom. Onthou jy? 2 jaar. Dit was 2 jaar. En sy ouers het eers ingevlug. Weet jy nou maar toe? Egypte toe. Weet julle dit? Maar toe kom hulle terug, toe gaan bly hulle op watter plek, waar hy groot geword het. Nazareth? Nee, hy is in Bethlehem gebore. Goed, hy het in Nazareth groot geword. Onthou een van die disciples het ons gevra, kan nou enigiets goed uit Nazareth kom? Onthou julle dit? Goed. En toe word hy gedoop. Weet julle wie hom gedoop het? Sy. En in watter rivier was hy gedoop? Jordaanrivier. Goed, na dit gaan hy 40 dae woestyn doen. En hy word daar versoek deur die duiwel. Okay? En toe hy terugkom te gaan bly op 'n ander plek. Ek het hier nie geweet nie. Ek het eers hierdie week uitgevind. Hy het in Kapernaum gaan bly. En daar het hy begin te preek. Want onthou Jesus het ook gesê, geen profeet word in sy eie land geheer nie. So die mense van Nazareth het hom nie as profeet gesien. Want hulle het hom as 'n seun sien groot word. En toe hy begin te preek, die eerste preek wat hy gedoen het, was in Matteus 4 vers 17, wat hy daar gesê het. Verkeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Nou ek wil gou vir julle sê, dit is die eerste keer wat die mense voorgestel is aan die koninkryk van die hemele. En toe begin hy om sy disippels bymekaar te maak. Hy begin om mense in sinagoges te leer. Hy doen wonderwerke. Hy maak siekes gesond. Hy dryf duiwels uit. En toe begin die mense om te volg, want hulle het hom gesien as 'n soort van 'n verlosser. Maar nie soos ons sien nie. Hulle het gedink aan die Romeinse ryk. Okay. So ek het nou vir Jesus gesê, die preek wat ek wil doen is sy heel eerste groot preek. Want daar is soveel meer as net wat hy daar gesê het, nee? En toe het die vraag by my opgekom om te vra, wie is die mense wat sou opgedaag het by daai preek? Ek bedoel, ons adverteer dienste, al die kerke, nie net ons nie. Ons nooi mense uit. Maar nie almal daag op na ons preke toe nie. Maar hier daag duisende mense op. Okay, so, wat het gebeur, dat daar soveel mense opgedaag het om na hom te luister. En hy gee vir my 'n beeld wat my asem wegslaan. 'n moontlike sin ook. Hofstaders, hulle bly onder die Romeinse ryk. En hulle word nie baie goed behandel nie. En die mense wat in hulle naas sien, by SARS werk, by die tollenaars, het hulle ingedoen. En ek gaan net met julle praat oor die klasse mense wat daar was, maar hulle het nie baie tyd gehad vir die tollenaars nie as gevolg daarvan, want hulle werk in die eerste plek vir die vyand, en in die tweede plek samel hulle geld vir die vyand in. So, ja, die mense was nog wel 'n bietjie moedeloos daaroor. So daai mense het opgedaag met 'n verwagting. En die beeld wat ek wil gee, en julle gaan nie glo nie, maar daai
tussen 3 en 4 uur gekry. Is 'n vergadering van die EFF. Mense wat onderdruk was, mense wat moedeloos is, mense wat hoop het, hulle wil 'n revolusie begin, hulle wil 'n oorlog begin, hulle wil van hulle onderdrukkers wil hulle ontslae raak. En daardie mense het so toe gekom. En net om seker te maak dat hulle nie oorvat nie, het die Romeinse ryk soldate gestuur om te kom oppas. En hulle het mense onderlangs gekry om te sê, gaan kyk, daar sal hulle aangaan. Die fariseërs en die skrifgeleerders, die mense wat in die kerk is, wat veronderstel is om vir hulle siele te lei, hulle daag op. Maar nie omdat hulle Jesus wil ondersteun nie. Hulle daag daarop, want hulle wil skiet goed hê om van hom ontslae te raak. So hierdie groot menigte mense wat daar opgedaag het. Okay, daar is mense wat nodig gehad het om siektes te genees, daar is mense wat van Bybels van ontslae raak. So daar was daai mense ook, maar die groter meerderheid van daai mense wat daar opgedaag het opgedaag met 'n hoop om van die Romeinse regering ontslae te raak. Kan julle dit insien? Dit was vir my eye-opening. Die EFF is die laaste vergadering, waarin ek Jesus se vergadering sou wou vergelyk. Goed, so Jesus het toe gepraat op die bergrede. Dit was in 3 hoofstukke opgedeel. Ek gaan net so 'n klein bietjie agtergrond. In hoofstuk 5 het dit gegaan oor die stryd vir regtigheid. En julle weet waar daar 'n oorlog is, moet daar wat wees. Bewapende rusting. Reg? En dit is hoekom dit so belangrik is, dat ons ook die wapenrusting moet aantrek, want ons het ook steeds, en ek gaan daarby kom, 'n stryd vir geregtigheid. En dan 'n lewe van geregtigheid in hoofstuk 6, en dan die vrug van geregtigheid in hoofstuk 7. Nou praat Jesus gou eers hier vir mense moed in, vir die wat besef hoe afhanklik hulle van hom is. Hy praat mense moed in wat treur, wat sagmoedig is, mense wat geregtigheid soek, wat barmhartig is, wat rein van hart is, die vredemakers en die geskeidenis van die wêreldse standaarde ten spyte van hulle vervolging. En nou, ek gaan vanoggend praat, ek weet nie of jy al agtergekom het nie, maar ek gaan praat oor die saligsprekinge. Okay. Maar die Engelse woord van dit is vir my pragtig. Ek het dit eers gelees Beatitudes. Wat is dit gespel is? Maar toe hulle dit sê, is dit Beatitudes. So jou gesindheid tel baie daarin, nee. En met elke een wat ek nou gaan sê, moet jy jouself 'n vraag afvra. Jy moet vra, waar pas ek hierin? Want deur die eeue heen, van daai tyd af, deur tot nou, deur na jou geslagte toe, deur na hulle geslagte toe, is dit nog steeds van krag. Want almal het 'n verwagting om gered te word uit situasies uit. Nie daai mense nie. Okay. So wat die stryd aanbetref vir geregtigheid, word die geseëndes, God se geseëndes vir hulle swaar kry beloon. Rukkie terug het pastoor dit net begin te raak aan, maar hy het 'n bietjie verder gaan, hy deur die hele die gegaan. En toe het hy hierso bietjies op die bord gehad oor tekens, onthou julle. En dan het hy daar gesê die groen teken, wat 'n groen vierkant was, sê volg my. Okay. So, en toe het hy gesê, ek weet nie of julle kan onthou nie, dat die Hebreëse woord vir geseën is makarios. Wat beteken dit is 'n blessing dieper as net 'n gewone oppervlakkige blessing. En in die ou vertaling is die woord welgeluksalig gereeld gebruik. So dit is oor jou wel, oor jou geluk en oor jou saligheid. Onthou julle dit, nie? So dit is 'n 3
dubbele seën wat jy kry. Maar nou, ek wil gou vir julle vra, as jy gesê het, ek seën jou, nee, wat beteken dit? As jy vir iemand sê, ek seën jou, dit beteken mos jy gee vir hom voorspoed, dis ek reg as ek dit sê. Want dit is mos wat 'n seëning is. Dit is 'n vrede wat jy mos van binnekant af moet ervaar, nie. Maar nou, en dit is hoekom ek vir Jesus gevra het oor hierdie spesifieke iets, want dit het toch al vir my 'n ding gewees. Hierdie seën is nie dit nie. Dit is nie 'n troost nie. Dit wil ongemak uitlig. Dit wil hê, jy moet in jou, dis in ons kruid gemaak, so binne uit, nie? Dit moet ongemaklik wees, dit moet druk wees, om daai seëning te kan ervaar. Ek weet nie of jy al ervaar het nie, dat as jy deur 'n moeilikheid uitgaan, is dit asof jy sterker is, as wat dit net gewone daaglikse lewe is. Okay. Dis 'n wys wat veronderstel is om geestelike groei te wees. Jesus stel sy koninkryk voor, nie met reëls nie. Want dit is wat gebeur het as jy in die kerk aangekom het. Jy moet die doen. 613 wette. Jy moet hulle allemaal onthou as jy omkom daar in die tempel. Hy stel sy koninkryk voor met 'n omkering, met bekering. Jy draai om van waar jy is. Jy kan nie by Jesus kom en dieselfde daar wegstap as wat jy by hom gekom het nie. Want hy verander vir jou. Maak nie saak met wat nie. Daar sal iets wees wat verander. Selfs as jy dink jy is die perfekste mens op aarde, jy sal anders daaruit kom. As jy na hierdie saligspreking gaan kyk en geestelike genesing verstaan soos daar is, nie, sal jy nooit weer dieselfde wees nie. Goed. Die eerste een wat hy gesê het, is salig. Nou wil ek gou hê jy moet dink in jouself in hierdie skare in. Jy kom daar opres, jy wil van hierdie mense ontslae raak. Jy is moedeloos, jy kom nergens nie, jy is agter. En die eerste woord wat Jesus vir hulle sê is salig. En jy sê nee, sy reg as ek dit sê. Is dit hoe julle dit sou ervaar het? En dan sê hy, die wat arm is van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En nou sê die skare soos in, arm, ons is arm, ons wil van dit wegkom. Hoe kan jy sê dit is salig om arm te wees? Die mense daai tyd was opgedeel in die hoë rykklas, dit was die Romeine gewees en dan die tollenaars wat daar hoog gelig het. Dan het jy die middel gekry. En dit was maar net 1-3% van die hele bevolking. En dan die res van die bevolking het onder die broodlyn gelewe. As hulle geld gekry het, hulle gesê, hoekom het julle daai geld gekry en wat kan ons daarvan vat vir ons? So hulle het regtig onder die broodlyn gelewe. En hier kom Jesus en hy sê, salig is julle as julle arm van gees is. Die nuwe vertaling sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Die eerste sin wat Jesus sê, breek alles oop. Die eerste sin wat hy sê, nee, sit hom op die punte van hulle stoel as hulle stoel op gehad het, seker die punte van die klippe. Dit is nie die norm gewees nie. Die Messias wat hulle voorgestel het, moes hulle red, hulle nou in 'n ander rigting vat. En hulle is soos in spits hulle oor, hulle wil weet wat hy verder sê. Hy praat nie hier met sterk confident mense nie. Hy praat nie van hulle wat sukkel om alles by mekaar te hou nie. En hy noem hulle geseënd. Eintlik, as jy mooi daaroor dink, nooi hy die hele mensdom met daar die eerste seën in die koninkryk van die hemel. Want hy maak daai deur oop, deur dit te sien. En dan wil ek gou vir julle sê, mense wat ryk is, dink hulle het God nodig? Wie van julle het al
al gesien, mense wat ryk is, wat God vra, kan ek? Nope. Inteendeel, hulle sal hulle rykdom gebruik om ander mense om te koop, te gaan doen wat hulle wil hê hulle moet doen. En dan sal hulle nog probeer om by die hek te kom van die hemel, en te sê, hier is vir jou goud, dat my nie toe om in die hemel in te kom, en dan sal Petrus steek daar by die hek vir hulle sê, maar ons strate is daar nie uitgegeven. So, goud gaan nie soveel in die hemel beteken, en so dat hier op aarde beteken. Maar die ding is, toe Jesus gesê het vir die ryk man, toe die ryk man vra, wat moet ek doen om die koninkryk te beërwe? Het hy gesê vir die ryk man, wat sê die wet? Toe sê hy, jy moet God lief hê en jy moet jou naaste lief hê. Toe sê Jesus, nou gaan doen dit. Toe sê hy, maar ek wil meer doen. En wat sê Jesus dan vir hom? Gaan verkoop alles wat jy het. En gee dit vir die armes. Kom dan terug en volg my. En wat het die ryk man gedoen? Hy het hartseer teruggestap. En Jesus was nog meer hartseer toe hy gesê, dit is moeiliker vir 'n ryk persoon om in die hemel in te kom, as wat dit is vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan. Nou, daar is 'n rede vir die betekenis vir dit ook. 'n Oog was daai tyd soos 'n oog, tipe ding, wat hulle deurgestap het, en dan hulle die pakdiere gepak met goedjies. So die kameel moes deur daai ding skuur. So daai goeders wat opgepak is, nee, is moeilik om daardeur daai klein tonneltjie, kan die mens maar sê, te gaan. Okay. So dit is wat Jesus daarmee bedoel het. Maar nou, in Jesaja 57 vers 15 sê Jesus, ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Nou as jy kyk na die botsende waardes van die wêreld, versus dit wat Jesus gegee het, kan jy daar sit hoogmoed en of onafhanklikheid van God. Jesus sê, jy is nie hooflees as jy arm is nie. Maar jy moet erken dat jy op jou eie nie genoeg by is nie. Kan jy onthou wat was die gebed van die tollenaar? Hy het gesê, ek is nie eers werd om my oë op te hef na U toe nie. En dit is eintlik die gesindheid wat Jesus wil hê. Nou is dit, sê vir my, is dit 'n skade, is dit sonde as jy ryk is? Nee. Men gaan vir julle sê hoekom. God vra nie hoeveel geld het jy nie. God vra hoeveel van jou het ek. Staan jy, so as jou geld onder God se beskikking is, of as jou rykdom onder God se beskikking is, dat hy nie 'n probleem as jy ryk is nie. Maar wanneer jy sê, ek het God nie meer nodig nie, omdat ek ryk is, dit is dan wat hy 'n probleem het. Want dan God haat trotse mense. Okay, so. In die Onse Vader gebed, net om dit gou uit te lig na 'n ander gebied toe, is daar 'n gedeelte wat sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Want hulle het op Jehovah Here staat gemaak, om vir hulle te sorg. Okay. En die mense wat armer is, sien makliker as 'n wonderwerk gebeur. Mense wat ryk is, kom dit nie so gou agter nie, want alles is mos maar eintlik vanselfsprekend. Maar as 'n arme mens wat ek kan amper sê in ons wêreld waar ons vandag leef in Suid-Afrika, is werkloosheid een van die hoogste syfers wêreldwyd, né? So as iemand wat nie werk het nie in Suid-Afrika 'n werk kry, né, al is dit minimumloon, is dit 'n wonderwerk. Maar as CEO's na 'n ander company toe gaan, is dit nie 'n wonderwerk nie. Staan julle wat ek vir julle sê? So, hoe armer jy is, hoe meer sal jy wonderwerke raak sien. Goed, die volgende ene, ekskuus, ek het eers vir jou gesê nie, dis Matteus 5 ons is, vers 4.
Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Nou, hartseer veroorsaak depressie. Maar Jesus kyk deur ons pyn en dan sien hy heilige grond. Dit is nie die pyn self wat goed is nie, maar wel wat dit oopmaak. En hier is dit nie oor die oppervlak hartseer nie. Dit gaan oor daardie diepe berou. Okay. Wie kan onthou toe hulle tot bekering gekom het en hulle het die sondagsgebed opgesê en hulle het gehuil voor Jesus oor dit wat hulle verkeerd gedoen het. Regte trane, regte hartseer. Here, U het aan die kruis vir my gesterf en kyk wat ek in my lewe aangevang. Opregte diepe berou, daai hartseer, daardie huil. Dan kyk jy na die persone langs jou, die persone in jou familie. En hulle doen goeders en jy wil help oor wat hulle aanvang. Want jy weet hulle vang die grootste nonsens aan en hulle is so ver van die Here af met my keuses wat hulle maak. En wat ons dan geneig is om te doen, ons raak besig met ander goed. Ons verward ons hart. Ja, dat hulle aangaan. Hulle wil ons nou stupid wees. Maar dit is juist dan wat ons voor die Here moet gaan hou. Dit is daai traan wat opgevang word. Dit is daai een wat tree, wat vertroos sal word. Dan gaan die verlore seun ook. Onthou julle wat het hy gedoen? En dan lekker party gaan nou met al sy geld wat hy by sy pa gekry het. Terwyl hy nog leef ook. En sy pa dink ek moes seker maar elke dag gehuil het oor wat hy sien wat aangaan. En toe hy al die geld verkoos het, toe beland hy vanweë hongersnood by 'n varkplaas. Varke was daai tyd onrein diere. Maar hy beland by die varkplaas en hy sit op 'n stadium en hy dink selfs die slawe in my pa se huis word beter versorg as wat ek kry. So ek sal teruggaan en ek sal na die pa toe gaan en ek sal 'n slaaf word in sy huis, net om daarin iets te kan eet, net om warm te wees. So hy het die keuse daar gemaak, nie, hy het gehuil oor waar sy eie omstandighede was. En hoe is die pa vertroos? Dink ek daaroor? Die pa is vertroos toe hy buitekant kyk en kom sy seun aangestap. Al het hy gedink, ek is nie eers werd nie, om weer jou seun te wees nie. Daai pa se blydskap, daai vertroosting wat hy daar gekry het, omdat hy weer gedruk het en gehuil het. Nou, wat leer ons vir ons seuns dink as hulle groot word? En hulle val in hulle stie uit, hulle knie is nat af. Wat sê ons vir ons seuns? Jy is 'n groot mans seuns huil nie, hulle is sterk as hulle nie huil nie. So hier is weer 'n keer wat Jesus iets sê teen die norm van ons menswees. Ons leer ons kinders al van kleins af om sterk en hard te wees. Hier op hierdie TikTok video's en Facebook video's het hulle hierdie soldate wat terugkom van die grens af of van dienstig af en dan sê hulle nie voor die tyd vir die persoon kan ons goed terug nie. So hulle sal nou agter 'n kind staan of agter die ouers staan of agter boetie en sussie staan en dan sal hulle en as daai kind al omdraai nie is dit trane en wat gebeur is ek hou daaroor. Want dit is regtig, dit is as jy vat na wie verlang jy regtig? As jy regtig insig dink vir 'n oomblik, na wie verlang jy regtig? En as daardie persoon nou weer voor jou kom gestaan het, wat sal jou reaksie wees? Harteloosheid? Ja, dink jy so. Ek dink trane like Flamie River. Hoeveel meer sou ons nie uitgebars het in trane as Jesus self nie by die verering gestap het nie.
kry ons die partykeer ook daai verlange na Jesus nie. Maar weet julle wat, mense is bang vir trane. Hulle vervang die trane met hardheid en woede. Hierdie week was baie sad. Ek weet nie of julle gesien het van Waldo nie. Dis 'n seentjie van iemand wat ek ken, persoonlik. En hy was geskiet deur 'n booswig wat by hom breek. Ongelukkig is hy dreindig en dat was baie gediep. Maar toe hulle sê dat hy dood is, die kommentaar het al. Ja, jy het mense gekry wat huil, maar wanneer kan hulle daar die booswig voel? Wanneer kan hy tot verantwoording geroep word? Hoe lank moet ons nog in hierdie ding sit? Hoe lank moet ons nog deur dit gaan? Eerder as om te gaan daaroor, want hulle is bang vir daai trane. Om iemand aan die dood af te staan wat onnodig is, maar wat weer vanoggend iemand van my op Facebook gesê. Hulle het dit nie verdien om dood te gaan nie. Dit gaan oor verdienste om dood te gaan nie. Jy gaan dood. Die dag as jy 'n geboortedatum het jy 'n sterfdatum. Tensy Jesus ons voor die tyd kom haal. Maar dis 'n sekerheid van die lewe. Jy kan maar daarop staan. Dit gaan gebeur. Maar ons moet huil daaroor. Ons moet nie kwaad word oor. Ons moet treur. Ons treur maar sal ek maar sê deurgaan. Moenie bang wees om te huil. Ek het hierdie uitdaging gekry met hierdie week. En ek wil kyk wie gaan deur wat trek met dit. Is om te huil. Gaan kry maar jou eie sondes onder te huil. As jy daarby klaar is, dan gaan huil maar oor jou gades se sondes. As jy daar is, dan gaan huil maar oor jou ouers se sondes. Jou kinders sinne, jou volk sinne, Israel sinne, die mensdom sinne. Want toe God gekom het, dat ek het gevrees, toe God Jesus gestuur het om te kom, het hy gekom vir almal. Maar hulle gooi in sy gesigte terug, en dis iets om oor te huil. Ons moet leer om te huil, sodat ons vertroos kan word. Daar's 'n belofte in die Bybel wat sê jou trane sal opgevang word en jy sal die blydskap daarvoor kry. So kom ons huil, moenie bang wees om te huil. Vat 'n tissue. Sê vir die mense, dit is my tyd. Goed, vers 5. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. In Engels lees dit, blessed are the meek. Now meekness is not weakness, it is strength under control. Hulle is weer keer hierdie tipe mense het die kapasiteit om te kan optree. Hulle kan iets aan 'n saak doen. Hulle kan 'n saak net daar stop. Maar hulle kyk na die verdere doel van 'n ding en dan staan hulle terug. En dan sê hulle gaan dit nie doen nie, want anders gaan daardie wat moet gebeur nie kan gebeur nie. Okay. Die meeste van die tyd omdat hulle respek het vir God en vrees het vir hom, dat hulle terug staan. Dit is 'n heilige nederigheid vir God. En weet julle wie is die grootste voorbeeld daarvan? Jesus. Hy was God. Hy het 'n hele weermag engele tot sy beskikking. En hy word gespot, hy laat dit verbygaan. Daar word op hom gespoeg, hy laat dit verbygaan. Hy word met 'n vuis geslaan,
Hy laat dit verbygaan. Hy word gekruisig. Hy laat dit verbygaan. En hy sterf, en hy laat dit verbygaan. Hy kon al met die eerste een wat vir hom gesê het, ek wil jou by die klip afgooi, kon hy al opgetree het. Maar omdat hy die groter prentjie gesien het, het hy dit laat verbygaan. En dit is wat sagmoedigheid doen. Ek het altyd die beeld van 'n pa, is mos sterker as sy kind. Ja, hoe kan jy glo dat hy kleintjies sien so waar kans vir hulle paas? En dan dink ek aan myself, ja, as hy nou, ek kan jou flashlight oppak, nee? En dan sal jy dit wat verbygaan, en dan sal ander mense nog om na jou kom en sê, as dit my kind was. So ons is die meeste sagmoedig met ons eie kinders, dink ek. Psalm 37 het 'n plekkie in wat sê, swyg voor die Here en verwag hom. Die botsende wêreldse waarde dit is mag en selfhandhawing, dominansie oor ander mense, die Romeinse ryk. In Matteus 11 vers 28 tot 30, gee Jesus vir ons hoe ons kan leer hoe om te doen. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vir julle en julle sal rustig vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Goed, vers 6. Salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Geregtigheid beteken om in die regte verhouding te staan met Jesus, om sy wil reg te wil doen. Ek wil drink van die lewende water, want ek is dors, nie? En ek wil eet van die brood uit God se woord, want ek is honger. En ek smag daarna om gevul te word met God. Jesaja 11 vers 5 sê, geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy heupe wees. As ons die wapenrusting aantrek, dra ons die borsharnas van geregtigheid. En onthou dit is 'n regte staat voor God te staan, nie? Jesaja 42 vers 1 tot 4 sê, daar is my, dit is God die Vader, sy knegt, Jesus, wat ek ondersteun, my uitverkorene, in wie my siel 'n welbehae het. Ek het my gees op hom gelê, hy sal die reg na die nasies uitbring. Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. Die geknakte riet sal hy nie verbreek, en die dowwe lampet nie uitblus nie. Met sy getrouheid sal hy die reg uitbring. Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat hy die reg op aarde gegrond het nie, en die eilande wag op sy leer. Hierdie is nie net honger en dors na justice op aarde nie, maar heiligmaking binne hulle self. Vers 7 is salig is die barmhartiges, want van hulle sal barmhartigheid bewys word. In Engels is dit blessed are the merciful. En dit gaan oor mercy en grace. Barmhartigheid is om medelee of meegevoel te hê. Jy kry iets wat jy nie verdien nie. Hierdie mense plaas hulle self penselpuntjies binne in ander mense se pyn. En hulle spreek vry. Dit by so God is, en as ons dit by God nie kan kry nie, dan gaan ons sukkel om vir ander mense te gee. Jy gee en doen, maar nie om gesien of gedank te word nie. Jou linkerhand moet nie weet wat jou regterhand doen nie. En as jy kyk na die wêreldse
teenoorgestelde nie, is dit harteloosheid. Nou, ek het gou 'n bietjie navorsing gedoen daaroor en iemand het 7 fasette van barmhartigheid opgesit. Tot uitbreiding van die koninkryk van God en ek leen dit, want dit is regtig iets wat baie oulik was. Wees geduldig met ander mense se nikke en grille. Ek moet dit dan nie. Help enige een wat seer kry, selfs onder 'n omstandighede. Partykeer kyk ons na iets wat met mense gebeur en dan ons ja, sien. Gee mekaar 'n tweede, selfs 'n 10de kans. Die Bybel sê 70x7 keer moet jy vergewe per dag. Doen goed aan die wat jou seer gemaak het. Dit is makliker gesê partykeer as gedaan. Wees vriendelik met die wat jou beledig. Bou 'n brug van liefde en heg meer waarde aan verhoudings as aan reëls en wette. Ons moet die stad van die aarde wees. Goed, vers 8. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Verder in die bergpredikasie staan daar, bewaar jou hart meer as enigiets anders, want daaruit kom die oorsprong van die lewe. En dan het Afrikaanse gesegde wat sê, waarvan die hart vol is, die mond van oor. Psalm 24 vers 4 en 5 sê, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie, hy sal sy seën wegdra van die Here en geregtigheid van God, van sy heil. Handewerk en hartsgesindheid loop hier hand aan hand. Psalm 51 vers 12 is een van my favorites. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste vir my 'n vaste gees. En weet julle wat is die wêreldse standaarde, nee, met hierdie ene? Bedrog is 'n persoon wat nie uitgevang word nie. Klink dit bekend, bly ons in Suid-Afrika. Goed, vers 9. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Vrede is nie die afwesigheid van konflik nie. Dit is die wete dat daar lewe na oplossing van konflik is. So, dit is nie, jy gaan nooit beklei met iemand om vrede te hê nie. Dit gaan wees, ek het 'n saak teen jou, ek en jy sit en praat oor daai saak, ons kom tot 'n oplossing vir die probleem en ons gaan vorentoe. Party mense beklei ons en ons is in. Jy al gesien as kinders beklei, dan sê ma pa nog kwaad van mekaar, se ouers nie, en dan speel die kinders wees saam. Jesaja 57 vers, ek dink dit gaan 19 wees, ek skep die vrug van lippe, vrede, vrede vir die wat ver en vir die wat naby is, sê die Here, en ek sal hulle genees. En dan Jesaja 60 vers 17 sê hy, vir koper bring ek goud en vir yster bring ek silwer. Maar hoor gou hierso, vir hout gee ek koper en vir klippe yster. En ek sal vrede as jou owerheid aanstel en geregtigheid as jou bestuurders. En nou, vers 10, af van 12 gaan se saamloop. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Ek het vir pastoor gister gevra, ons moet sommer weer op die hoeke van plekke staan en by woonstelle en soms ook op ligdiens hou. Ons mag dit nie meer doen nie. Dat was sin. Want ons word vervolg nie, terwille van Jesus. Die Egiptenare, dink ek, was dit gewees wat 9 mense wou terugstel. Hulle het gesê, as jy nie Jesus neer lê nie, dan gaan ons julle onthoof. Hulle het almal weer gesê.
Die laaste persoon was nie eens 'n Christen nie, maar toe hy sien almal sterf vir Christus, toe kom hy net daar tot bekering, en hy sterf ook net daarna. En dit gebeur in ons tyd. Vers 11 sê, salig is julle wanneer mense julle beledig en vervolg, en valslik allerlei kwaad teen julle spreek, om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg, wat voor julle gewees het. Jesaja 53 vers 12 sê, daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtige sal hy sy wet verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Timoteus 3 vers 12 sê, en al wat ook God vrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. En dan gaan ek gou vir jou iets vra. As jy nie teenstand van die wêreld ervaar nie, dan moet jy jouself afkom nie. Want die koninkryk van die lig moet skyn teen die koninkryk van die duisternis. Hulle kan nie saamwerk nie. Jy gaan of aan die een kant of aan die ander kant staan. Al hier. Kijk. Goed. Ek is klaar met my preek. Gaan ons gegaan gestaan. Vader, baie dankie vir u seëninge oor ons lewe. Help ons om afhanklik van u te wees en u te erken in ons lewe, in ons besluite, in wat ons doen. Vergewe ons skulde, as ook die wat rondom ons is. Help ons asseblief om ons kragte te beheer. Geef vir ons honger en dors na geregtigheid op aarde. Geef vir ons medelee vir ons naaste. Kom woon in ons hart, want in daardie kamers is daar slegs plek vir een troon en dit is u sinne. Laat ons so ver as moontlik in vrede lewe met almal. Laat ons teen die koninkryk van die duisternis geleentheid kry om sout te wees waar ons ook al gaan. Gee asseblief vir ons die beautiful attitudes om ligdraad te wees vir u koninkryk. Klee ons met u volle wapenrusting. Gaan deur hierdie week met ons en dra ons deur. Ons plaas onsself in u hand. Baie dankie vir u